Welkom geliefdes by Skrifporsies in Afrikaans, opgestel deur Olyftak Bedieninge en aange. Vandag se skrifporsie is skrifporsie nommer 20, Tetzaveh in Hebreëus. Dit beteken, jy moet beveel. Vader het vir Moses gesê, hy moet vir die kinders van Israel beveel om sekere dinge te bring, sodat hulle vir die hoëpriester klere kan maak, klere wat die heiligheid van ons Hemelse Vader sal weerspieël. Uit die eerste 5 boeke, die Torah, lees ons Eksodus 27, vers 20 tot 30, vers 10. Uit die profete, die Haftarah in Hebreëus, lees ons Esegiel 43 en 1 Samuel 15. En die goeie nuus, die Hebreëus noem ons dit Brit Hadashah, lees ons uit Hebreërs 13, ook uit Markus 5 en ek wil graag vir u uit Petrus lees vandag. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Vader, wees met ons wanneer ons u woord vanaand of vandag oopmaak. U woord en skrif is so ryk aan beelde en kleure. Ons begrip is soms so klein om alles in te neem. Leer en lei ons nou deur die Heilige Gees, u Ruach HaKodesh, in die waarheid. Ons vra dit in die naam van ons Messias. Amen. In die eerste 5 boeke lees ons uit Eksodus 27. Ons begin by vers 20. En jy moet die kinders van Israel beveel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar vir die menorah bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Vers 21. In die tent van samekoms, in die tabernakel buitekant die voorhangsel, wat voor die getuienis die allerheiligste is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand, van die aand tot die môre, voor die aangesig van ons Here, Jahweh. Dit sal 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. Daar kan nie die borstas, soos dit genoem word, van die hoëpriester sien. Ons gaan vandag meer daarvan leer. Ek lees vir u verder uit Eksodus 28. Omdat die hoëpriester en die priesters in die heilige deel van die tabernakel moes ingaan, het Vader vereis dat hulle spesiale klere moes aantrek. Eksodus 28 vers 2. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad. Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere maak om hom te heilig, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. En dit is die klere wat hulle moet maak: 'n borstas en 'n skouerkleed, en 'n mantel en 'n kunstig bewerkte rok, 'n tulband en 'n gordel. So moet hulle dan vir Aaron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. En hulle moet die goud en die pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en die fyn linne neem. En hulle moet die skouerkleed maak van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne as kunstige werk. Daar kan jy afbeeldings sien van wat die priesterlike klere moontlik was. Ons lees Eksodus 28 vers 8 verder. En die band wat daaraan is, dit is nou aan die borstas, om dit vas te bind,
moet van dieselfde werk en daarmee saam uiteenstuk wees, van goud, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. Vers 9. En jy moet 2 onyxstene neem. Ons vermoed maar dit was onyxstene. Meeste kommentare sê hulle weet nie regtig wat 'n soort stene dit was nie. Blykbaar 'n swarterige steen. En die name van die kinders van Israel daarop grafeer. Kan jy daar sien? Ses van die name op die een steen en 6 ander name op die ander steen, volgens hulle geboortes, met grafeerwerk soos op 'n seelsteen uitgesny word. Moet jy die 2 stene grafeer volgens die name van die kinders van Israel. Jy moet hulle maak dat hulle vassit in kassies van goud. Ek haal vir u aan meeste van die tyd uit die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling. Ek wil ook graag vir u lees uit 'n gedeelte from Torah Together, Light and Perfections. Urim en Thummim, dit is die 2 stene, are Hebrew words meaning lights and perfections, or perfecting lights. Exactly what they were and how they worked has been lost over time. It is believed that these objects, thought to be stones, were consulted by the high priest whenever a question was to be put before God. It is conjectured that one of these stones, the Urim, would light up when God was answering the question. The other stone would indicate a yes or a no answer. References to the Urim and Thummim are found up through the times of David and Solomon, but it is believed that King Joshua hid them along with other sacred objects from the temple when he knew that Jerusalem would soon be conquered by the Babylonians. No record of their existence occurs after this. Vers 29, Exodus 28. So moet Aaron dan die name van die kinders van Israel op die borstas van beslissing ook op sy hart dra as hy die heiligdom ingaan, om hulle in gedagtenis te bring voor die aangesig van die Here Jahwe, gedurig deur. Vers 30. Jy moet ook in die borstas van beslissing die Urim en die Thummim sit, dat hulle op die hart van Aaron kan wees as hy voor die aangesig van die Here Jahwe ingaan. So moet Aaron dan die beslissing van die kinders van Israel gedurig deur op sy hart dra voor die aangesig van die Here Jahwe. Volgens daai prentjie lyk dit asof die 2 stene op die skouers was, maar terselfdertyd lees ons dat dit op sy hart moes wees. So, omdat al die stamme se stene op sy hart is, neem ek aan dit is wat daar bedoel word. Die Urim en Thummim were used as at the critical moments in the history of God's people, when special divine guidance was needed. The civil leader was expected to make use of this means for all important matters for which he needed direction, although referred to in Ezra 2 verse 63 and Nehemiah 7 verse 65, there is no convincing evidence that Urim and Thummim were used after the time of David. Hierdie het ek in die Bybelstudie Tools webwerf gekry. Ons is so dankbaar vir al die wonderlike verwysings wat ons vir u ook kan gee aan die einde van die les, waar u verder kan navorsing self gaan doen. Daardie bronne is van onskatbare waarde. Ek lees ook vir u uit Exodus 28 vers 12. En jy moet die 2 stene op die skouerstukke van die skouerkleed bevestig as gedagtenisstene vir die kinders van Israel. Aaron moet hulle name op sy skouers dra,
voor die aangesig van die Here, Jahwe, om hulle in gedagtenis te bring. Vers 33. En maak aan die soem daarvan, dis nou aan sy kleed, granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur aan die soem daarvan rondom, en daartussen in goue klokkies rondom. 'n Goue klokkie en 'n granaatjie, 'n goue klokkie en 'n granaatjie, aan die soem van die mantel rondom. En Aaron moet dit aan hê om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word, as hy in die heiligdom voor die aangesig van die Here ingaan, en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie. Verder moet hy 'n plaat van suiwer goud maak, en daarop graveer soos op 'n seelsteen uitgesny, heilig aan die Here, of dan afgesonder vir Jahwe. En maak dit vas aan 'n perstoukie, sodat dit aan die tulband kan wees. Aan die voorkant van die tulband moet dit wees. So moet dit dan op die voorhoof van Aaron wees, sodat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig. Afsonder, nee? Heilig beteken eintlik afsonder. Al hulle heilige gawes, en dit moet gedurig deur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van die Here Jahwe welgevalle mag vind. In die prentjie sien u dat hulle sommer van gekleurde stowwe granaatjies gebou het. Ons weet nie of hy daai granaatjies dalk van klei gemaak het nie. Al wat ons weet is dat die klokkies goud was en dat daar granaatjies moes wees. Daar sien u ook die pragtige goue seelsteen, die plaat wat op die hoëpriester se voorhoof moes wees. En waar daar staan, is afgesonder vir Jahwe. Dit was interessant dat mens ook gelees het dat hulle 'n tou aan die hoëpriester vasgemaak het, dat vir ingeval hy voor die aangesig en die teenwoordigheid van Vader verskyn het en dood neergeslaan het, en dat hulle hom kon uittrek, want geen ander mens mag in die allerheiligste inbeweeg het agter die gordyn nie, agter die voorhangsel nie. En dan vertel Eksodus 28 verder, vers 43, en Aaron sy seuns moet dit aan hê, dis nou die heilige klere, afgesonderde klere, as hulle in die tent van samekoms gaan, of as hulle nader kom na die altaar, om in die heiligdom te dien, sodat daar geen skuld op hulle laai en sterwe nie. Dit was ook baie belangrik dat hulle voor die tyd moes deur die water gaan. Dit is 'n ewige insetting vir hom en sy nageslag na hom. Eksodus 29 vers 4 sê, dan moet jy Aaron sy seuns laat naderkom na die ingange van die tent van samekoms en hulle met water was. En neem die klere en beklee Aaron met die rok en die mantel van die skouerkleed en die skouerkleed self en die borstas en bind om die band van die skouerkleed om en sit die tulband op sy hoof en bevestig die heilige kroon, die afgesonderde kroon aan die tulband. Neem dan die salfolie en giet dit op sy hoof en salf hom. Geliefdes, ons het nou 'n hoëpriester in die hemel, ons Messias. Ek lees uit Hebreërs 5 vers 5. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Daardie gedeelte kom uit 'n Psalm wat Dawid geskryf het. In Hebreërs 9 vers 11 staan daar, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Sjoe. Vers 12.
ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing vir ons teweeggebring. Hoe wonderlik, gewete is dit, dat ons 'n hoëpriester in die hemel het, wat namens ons intree, voor ons Vader se troon. Uit die profete, die Haftara in Esegiel, lees ons Esegiel 43, vers 10 tot 27, lees ons waar Esegiel die wonderlike heiligheid en afgesonderdheid van ons hemelse Vader ervaar het. Ek lees vir u uit vers 1. U kan self 1 Samuel 15 gaan lees, wat ook 'n aangrypende gedeelte is, waar Saul nie meer waardig was om koning te wees nie. Esegiel 43 vers 1. Toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk, en kyk, die heerlikheid van Jahwe, God van Israel, het van die ooste kant afgekom. Hierdie is ook 'n beeld van die wederkoms. En die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid, en die heerlikheid van die Here Jahwe het in die huis ingetrek, deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring, en kyk, die heerlikheid van die Here Jahwe het die huis vervul. Die heerlikheid is nou sy Shekinah glory, né? Sy heilige teenwoordigheid. En ek het met een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man met my staan. En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van my troon, en die plek van my voetsole, waar ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel. Esegiel 43 vers 26. 7 dae lank moet hulle vir die altaar versoening bewerk, en dit reinig en dit inwy. Vers 27. En hulle moet die dae volëindig, dan moet die priesters op die 8de dag, en verder, julle brandoffers en julle dankoffers op die altaar berei, en ek sal 'n behae in julle hê, spreek die Here Jahwe Elohim. Die laat mens dink aan die glorie in Openbaring, Abba se heilige teenwoordigheid. Sy Shekinah glory is van onskatbare waarde en iets waarna ons maar net kan smag, streef en bid. Jammer vir daardie tikfout. Uit die goeie nuus, die Brit Hadashah in Hebreëus, lees ons 3 gedeeltes. Ek wil u vra dat u selfs in Hebreërs 13 gaan lees, wat al die voorwaardes is, hoe ons as priesters in ons Vader se koninkryk moet optree, met meelewing en broederliefde en simpatie. En dan kan u ook in Markus 5 gaan lees. 1 Petrus 2 vers 5 lees ek graag vir u. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God, Jahwe, welgevallig is, deur Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Ja, ons is 'n heilige priesterdom, en ons moet daarvolgens lewe. En dit is wat ons in Hebreërs 13 kry. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Wat het op die hoëpriester se kop gestaan? Afgesonder vir Jahwe. 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Geliefdes, wat 'n voorreg, om hierdie geheimenisse uit Vader se woord te leer.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig in ootmoed voor U, ons Skepper. U is groot en heilig, en ons is nietig en sondig. Kom raak ons asseblief aan, vandag en elke dag. Met U heilige teenwoordigheid, salf ons met U heilige teenwoordigheid, en U Ruach, U Gees. Help ons om as waardige priesters in U koninkryk op te tree, soos ons in Hebreërs 13 gelees het. Help ons om dit uit te leef, as U heilige priesterdom. Ons vra dit alles in die naam van ons wonderlike Messias en Verlosser, ons Hoëpriester aan die regterhand. Amen. Geliefdes, gaan maak U eie notas oor wat U vandag geleer het. Daar is soveel meer wat ek vir U kan vertel, maar ons tyd is te min. Ek vra ook dat U asseblief ons webwerf sal ondersteun. Gaan besoek ons webwerf, daar's waardevolle leringe en aflaaibare studiestukke wat vir U daar opgelaai is. En deel dit met U vriende en elkeen wat die Vader nodig het in hulle lewe. Ons is lief vir U en ons sê shalom tot volgende keer. Geliefdes, en dan wil ek graag iets met U deel. Ons by Olyftak is 'n suiwer donasie gebaseerde bediening en die bydrae sal help om ons bediening aan die gang te hou. Vra bidend vir Abba of U ons moet bystaan in ons werk in Abba se akker of in sy wingerd. Laat ook asseblief weet of U belangstel om 'n lid van Olyftak bedieninge te word deur ons e-posadres in die vorige skyfie te gebruik. Mag U geseënd wees en shalom.